Ons gaan saam lees uit die reeks waarmee ons besig is en ons sluit vandag die reeks af van die gedeelte daar uit Jesaja 8 van vers 23 tot 9 vers 6, waar ons hierdie hele adventstyd by hierdie reeks stil gestaan het. Nou kom ons sit net so, die teks gaan ook op die bord verskyn, dan sluit ons die oë en ons bid eers saam. Vader, baie dankie dat ons U kan aanroep. Baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir U genade. Dankie dat U genade vars en nuut is elke dag. Dat dit genoeg is vir elke dag. Dankie dat U saam met ons stap, Here. En vanoggend is dit ons gebed dat U ook hier met ons sal praat. Heilige Gees, dat U in ons harte sal werk. Ons stel ons harte oop vir U. Ons kan nie sonder U nie. En daarom weet ons, U is die ene wat ware vrede kan gee. Kom herinner ons weer daaraan vanoggend. Kom help ons om vanuit daardie ware vrede te leef ook. Baie dankie daarvoor. Baie dankie vir die woord. Dankie vir hierdie tyd van die jaar dat ons kon nadink oor die feit dat U mens kom word het. En hoe U in ons lewens inbeweeg het om ons lewens te kom verander, om die wêreld weer te kom oorwin, om U koninkryk te kom vestig. Here, hier is ons vanoggend, kom praat met ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Die gedeelte is daar van 8 vers 23 af, Jesaja 8 van vers 23. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede het die Here die gebiede, Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly. Soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdiende van die Here die Almagtige sorg. Ons lees tot sover. Ons gedeelte gaan dan veral vers 5 wat sê, eintlik in die oorspronklik sê hy, vir ons is 'n kind gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. So ons het by al hierdie ander gedeeltes stil gestaan en vanoggend gaan dit oor die vredevors gedeelte. Nou jy sal saam met my stem, ons leef in 'n wêreld wat hard is. Ons leef in 'n wêreld wat haastig is. Ons leef in 'n wêreld wat eintlik baie onrustig is en ons praat oor vrede, maar ons huise is vol spanning. Ons praat oor vrede, maar ons sien hoeveel huwelike is onder druk. Kinders wat angstig is, mense wat nie meer kan slaap nie, mense wat met onrustige harte rondloop. Dis die realiteit van die lewe. Ons het meer medikasie, meer selfhelpboeke as ooit, meer beraders as ooit, maar ten spyte van al hierdie goed, het ons minder vrede.
in ons gemoed. En as 'n mens kyk na mense, dan smag hulle na uitkoms. Hulle wil vrede hê. Want hier binne in hulle is daar 'n onvrede. En dan begin die mensdom, en die snaaks daarvan is die mensdom begin vrede soek op allerhande ander plekke. Hulle begin dit soek in hulle werk, om werksbevrediging te kry, of hulle spandeer baie tyd aan hulle verhouding, of aan geld, of mag, of status, en hulle dink, maar as ek hierdie goed kry, dan gaan ek vrede hê. Hulle dink, as dit rustig in my omgewing is, dan sal ek vrede hê. Maar as ons gaan kyk na 'n wêreld, dan skreeu die wêreld eintlik. En dit gebeur so baie, ma's wat byvoorbeeld nagte rondrol oor bekommernis oor hulle kinders. Ons sien jong mense wat op sosiale media glimlag en al hierdie mooi goed wys. Maar as hulle alleen is in hulle kamers, dan huil hulle. Hulle huil op hulle eie. Gesinne wat dan kwansys om dieselfde tafel sit en eet. Emosioneel is hulle eintlik myle uit mekaar uit. Ons samelewing is vol geraas, maar aan die einde van die dag is daar nie baie rus in ons samelewing nie. Jy kan dalk vanoggend hier sit en soos die Engelse sê, jy kan content wees. Maar binne in jou het jy eintlik groot onvrede. Het jy nie vrede nie. Weet jy, want die samelewing het ons geleer intussen om maskers op te sit. En as ek daardie masker opsit, dan kan dit vir my lyk asof ek in vredevol is en ek leef in vrede, want ek het hierdie masker opgesit. Maar binne in my voel dit glad nie so nie. Is dit heeltemal anderste. En dan word vrede eintlik vir my soos 'n vaadroom, 'n droom wat daar eenkant is. 'n Illusie. Iets waarby ek waarskynlik nie gaan uitkom nie, wat my gaan ontwyk, wat nie vir my bestem is nie. En wat is die gevolg daarvan? Dat ek raak gewoond daaraan. Ek raak eintlik gewoond daaraan om in onvrede te leef. Want ek sit net die masker op. Ek probeer maar net altyd iets anders te doen, sodat ek nie herinner word aan die feit dat ek nie vrede binne my het nie. En ek hou my besig met 'n klomp goed. En jy sien, in ons teksgedeelte is dit waarby ons stil gestaan het hierdie afgelope paar weke. Het ons mekaar gesê, die volk het nie vrede nie. Die volk is in moeilike omstandighede, hulle is in duister gehul. En as hy sê duister, is hulle emosioneel nie op 'n goeie plek nie, hulle is fisies nie op 'n goeie plek nie. Hulle smag na uitkoms. Hulle het gedink uitkoms lê in die feit dat ek iets anders te doen, dat ek vir my 'n ander God kry, 'n ander afgod aanbid. Ietsie wat sigbaar is. Maar dit het nie vrede gegee nie. Die rituele wat hulle gedoen het, om na die tempel toe te gaan, daar te gaan aanbid en offers te bring, dan 'n graanoffer, dan 'n brandoffer, noem die goed op. Hulle het al hierdie goed gedoen. Maar dit het ook nie vir hulle vrede gegee nie. En dan het ons mos mekaar gesê, God sê, ek het 'n vaderhart en ek gee om. En nou sien ek raak hoe julle is en ek wil graag vir julle vrede gee. Ek wil graag jou binneste kom verander, sodat jy anderste daar buite kan gaan leef. En dan kom hy en hy praat deur die profeet Jesaja en hy sê vir hulle, ek het 'n oplossing vir julle. Die oplossing is nie 'n nuwe politikus nie. Die oplossing is nie 'n metode nie. Dis nie net om 'n ander gevoel by jou te skep nie, maar die oplossing is 'n persoon. En hierdie persoon wat ek vir jou gaan stuur, is 'n gans andere. Dis iets van myself. Dit wat jy nooit kon snap nie, dit wat jy nooit verstaan het oor my nie, gaan ek probeer verstaanbaar maak in jou lewe. En daarom stuur ek my enigste seun. Myself stuur ek na julle toe. En ons het gesien die kwaliteite, die eienskappe van daardie persoon, van Jesus wat sal kom, is dat hy
'n heerser sal wees. Hy sal wonderbare raadsman wees. 'n magtige God, 'n ewige Vader, maar hy gaan ook die prins van vrede wees. So dis 'n persoon. En die Here sê, ek stuur 'n persoon na hierdie wêreld toe. En hierdie persoon wat ek na hierdie wêreld toe stuur, is die prins van vrede. Hy gaan nie net by jou 'n goeie gevoel skep nie, maar hy wil regeer in jou lewe. Hy wil 'n verandering bring in jou lewe en dit vra dat jy in 'n verhouding éventueel met hom moet staan. Want hierdie vrede wat hy bring is nie kortstondige wêreldse vrede nie. Dis anderste. Net vir interessantheid, as jy gaan kyk na die woordjie shalom, wat vrede beteken, dan is daardie woordjie wat die Bybel bedoel met vrede, is nie bloot die afwesigheid van spanning nie, dis nie die afwesigheid van oorlog nie, of dit beteken nie net stilte nie, of alles is rustig rondom my nie. Daardie woordjie sê eintlik veel meer as dit wat ek nou net genoem het. Dit beteken, hoor mooi, wat sê daai woord eintlik? Dit beteken heelheid. Want hy wil daardeur eintlik sê, as ek vrede in jou bring, dan kom maak ek jou in totaliteit as mens heel. Dan skep ek vrede in jou. Heelheid, ek bring genesing, ek bring balans terug in jou lewe, en ek sal help dat dinge weer regkom. Hy sê eintlik vir ons, die vrede wat ek bring, is 'n vrede ten spyte van wêreldse onstuimigheid rondom jou, en ten spyte van die wêreldse omstandighede. Die vrede wat ek bring, is ten spyte van emosionele woelinge wat ons ervaar. Dis 'n vrede wat ek bring, wat die prins van vrede is. Hy bring, en die wonder van hom is, hy bring nie net vrede nie, maar hy regeer met vrede, want hy is vrede. As jy na 'n teks soos Johannes 14 vers 27 gaan kyk, dan sê hy vir jou, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, en dis nie soos die wêreldse vrede nie. Die wêreld sê, daar's vrede, as ons een of ander ooreenkoms is tot 'n skietstilstand gekom het, of as alles net goed gaan, dan is daar vrede. Nou, weet ek en jy vandag, wanneer kom ons by so 'n plek uit? Met al die woelinge in die wêreld, met alles wat in internasionale politiek gebeur, dan is dit baie moeilik om by so 'n toestand uit te kom. So daarom gaan dit heeltyd iets wees, as ons dink dit is vrede, gaan dit heeltyd iets wees wat ons net voel, ons skiet net tekort, ons kan nie daarby uitkom nie. En dan moet ons nog binne rekening hou, dat ons werk, ons met die owerste van hierdie wêreld, die duiwel, wat ons vrede kom steel. Maar nou wil die Here vir ons perspektief kom verander. So hy sê vir jou vanoggend, hoorie, as dit goed gaan in jou omstandighede, dan dink jy daar's vrede. As dit goed gaan in my verhoudinge, as dit goed gaan met my kinders, by die werk en alles, dan is daar vrede. Maar dan verstaan jy eintlik ware vrede verkeerd. Dis wêreldse vrede. Wanneer Jesus na hierdie wêreld toe kom, dan wil hy goddelike vrede vir ons bring. Hy sê, ek is die prins van vrede, wat in jou lewe wil kom, wat vir jou vrede gee, ten spyte van die omstandighede. Dat jy in 'n storm, as storms om jou woed, net voel asof goed uitmekaar uitval, dan is hy die ene wat vir jou net 'n rustigheid en 'n vrede kan gee. En jy sien, ek dink ons is baie keer, en ons was al almal in daai situasie, soos 'n selfoon. As jy kyk na 'n selfoon, hulle lyk dieselfde, né? Maar as jou selfoon op 1% kom, dan lyk hy soos die ander ene wat op 100% is. Maar die enige oomblik, in 'n oogwink, gaan hy net dood. Om
om jou te verbind aan wêreldse vrede is soos om 'n selfoon met 1% batterykrag te hê. Dis nie die ware oplossing nie. So wat is die ware oplossing? As jy nou vanoggend hier sit en jy hoor nou goed, of kom ons maak dit so, jy sit hier, jy het dalk vrede, dit gaan goed in jou huisgesin, dit gaan goed met jou kinders, alles is wonderlik by die werk. Dis wêreldse vrede. Maar wat gebeur as daar goed begin skeefloop, as die dominos begin val? Wat maak jy? Hoe tree jy dan op? As daar ewe skielik nie meer daardie wêreldse vrede is nie. Sien, dit is wanneer die prins van vrede moet inkom. Dis wanneer die prins van vrede vir jou leer om anders te begin funksioneer. Want hy wil jou hier binnekant kom verander, en dit is wat hy sê, en dit is wat hy kom doen het toe hy in hierdie wêreld ingekom het, om mense binnekant te verander. Want as ek binnekant verander, dan leef ek anders dan na buitekant. Nou weet jy, die grootste oorlog is nooit tussen, die grootste oorlog wat daar was nooit tussen lande gewees nie. Die grootste oorlog is tussen God en die mens se hart. En hy moes daardie oorlog kom oorwin het. Hy moes dit kom wen het, want die duiwel het dit kom steel. Reeds daar in die tuin van Eden, waar alles in die begin is paradys, alles is vredevol, alles is mooi en rustig, totdat die mens verkeerd trap. Alles verander. Daar's nie meer vrede nie. En tussen jou en God was daar ook nie vrede nie. Baie mense kom kerk toe, maar hulle het nie vrede tussen hulle en God nie. Want baie mense kom kerk toe en dit word net 'n ritueel, soos wat die Israeliete maar gemaak het, om hulle brandoffers en graanoffers en alles kerk toe te bring. En alles om daardie vrede te kry, sê God, goed, wat moet gebeur? Ek stuur vir Jesus na hierdie wêreld toe. En om toe te laat, om te aanvaar dat ek na hom toe gaan en vir hom sê, hier sit ek my lewe neer. Ek weet nie meer nie. My lewe is eintlik een groot chaos, een groot gemors, hier sit ek dit neer. En dan kom hy, en hy sê, maar ek het ook vir jou gesterf, ek het ook die pad vir jou oopgemaak weer na God toe, en dis wat die kruis vir ons sê, en ons ken dit. Hy het ons skuld gedra, het ons straf op hom geneem. En dan, as ek hom aanvaar, as die prins van vrede, dan sê hy in Romeine 5 vers 1, nou is daar, die teks sê, Paulus skryf, hy sê, nou is daar vrede tussen my en God, deur die kruisdood van Jesus. So daar kan nooit anders om vrede kom nie. Nooit. Niks wat ek en jy doen, niks wat ek en jy uitdink, gaan veroorsaak dat daar vrede kom nie. Net deur Jesus Christus. Dan sê hy, goed, daar's nou vrede, maar as hy kom sê, daar's vrede, dan sê hy eintlik vir jou, maar ek het die vrede herstel, maar nou wil ek jou binneste begin herstel. Want jy kan jou vrede met God herstel, deurdat jy jou lewe kom neerlê het, maar jy kan nog steeds sit met 'n onstuimigheid in jou en 'n onrustigheid in jou. En daarom sê hy, my kind, nou begin ons met 'n proses om vrede binne in jou te bewerk. Die kanaal is nou oop, maar nou moet ons binne in jou begin werk. En vrede in jou binneste begin verander. Want anders te gaan jy nog steeds sê, goed, die Here het my vrede gegee, maar ek gaan soek ook nog vrede op ander plekke. So hy gaan jou dan begin leer om regtig waar vrede by hom te soek. Sodat jy soos 'n skip op die see sal wees, waar die wind en die golwe kom, maar daar diep onder is daar 'n rustigheid onder die water. Sodat jy
weet, maak nie saak wat gebeur nie. Jy het net hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want ek behoort aan die Here. Hy sal saam met my stap deur hierdie storm. En as hy jou hier binnekant kom verander het, en hy gee vir jou die Heilige Gees ook, en ons sal nou daaroor praat, hy gee vir jou die Heilige Gees om jou daarmee te help, dan sê hy, goed, wat verwag ek van jou? Hy sê daar in Matteus 5 vir ons, sê hy vir ons, Matteus 5 vers 9, sê hy, geseënd is die vredemakers. So hy sê dus, dit wat jy ontvang het, dit wat jy nou geword het, en die prins van vrede wat in jou lewe regeer, jy moet dit nou gaan uitleef na ander mense toe. In die manier hoe jy gaan optree, gaan jy dit moet doen. En hoekom is daar nie vrede nie? Want mense is stikkend. En jy weet mos as iets stikkend is, as 'n glas breek, daardie stukkies glas wat breek, sny baie seer. So stikkende mense maak mekaar seer. Stikkende mense veroorsaak dat daar nie vrede kom nie. Want hulle tree anders te op. Maar nou sê hy vir jou, ek kom herstel jou binneste, sodat jy anders te kan optree in die wêreld. Ek kom leer jou hoe om te vergewe. Ek kom leer jou hoe om mure van haat af te breek, die trots waarmee jy geleef het, te los. Sien, ek sal nooit vrede kan kry, as daar nie oorgawe na God is nie. Mense wil vrede hê, maar hulle wil nie die prins van vrede, die koning van hulle lewe maak nie. Mense wil vrede hê, sonder om regtig gehoorsaam te wees aan die Here. En eendag sal God se kinders, dit sê die woord, eendag sal God se kinders volmaakte vrede hê. Want hy sê in Openbaring 21 daar vers 4, dat hy ons trane sal afdroog. Dat daar geen oorlog, siekte, vrees, dood meer sal wees nie. Dis die hoop waarmee ons leef. Maar voordat dit aanbreek, leef ek en jy hier in die wêreld. En hoe leef jy? Toe die prins van vrede opvaar na die hemel toe. Toe sê hy, ek gaan jou nie wees agterlaat nie. Ek stuur vir jou die Heilige Gees. En as jy jou lewe kom oorgee het, dan ontvang jy die Heilige Gees. En dan sê hy vir jou, wat sê Galasiërs 5? Wat is die vrug van die Gees? Vrede. Hoor weer mooi, wat is die vrug van die Gees? Vrede. Nou kort voor lank, julle sal onthou, die wat hier was nou met Pinkster, het ons so sitkamer hier gehad, en dis op ons kalender, en ons gaan 'n sitkamer hier hê, wat vir 2026 permanent hier gaan staan. Om jou te herinner aan die belangrikste beginsel, want dit kom ook wanneer dit by vrede kom, is, ek moet tyd met die Gees, ek moet tyd met God spandeer. Ek kan nie, as ek 'n vrugteboom daar in my tuin het, ek kan nie vir die vrugteboom skree, dra vrugte nie, dra appels of mangoes of wat ook al nie. Nee. Ek moet tyd met daardie vrugteboom spandeer, menende, ek moet vir hom water gee, ek moet bemesting gee, dalk moet daar 'n bietjie gespuit word teen peste en pla. En eers as dit gebeur, en ek moet bietjie snoei, eers as dit gebeur, dan gee die vrugteboom vir my 'n vrugte. Paulus kom sê vir ons, die belangrikste is, dat ek en jy nou geesvervuld en geesbeheerst moet leef. Moenie kom en sê, ja, maar die Here is my verlosser, hy het vir my gesterf, alles. Maar waar is die vrede? Hoekom het ek nie vrede nie? Ek sien nie die vrug van die werking van die Heilige Gees as vrede nie. Weet jy hoekom? Want jy moet tyd met hom spandeer, want hy moet inspraak in jou lewe hê, om vir jou net daardie vrede te gee wat
alle verstand te bowe gaan. Jy moet tyd met hom spandeer, jy moet luister na die Gees, jy moet gehoorsaam wees aan die Gees. Want wat doen hy? Hy sal jou herinner aan Jesus se woorde. Hy bring die vrede in die chaos. Hy fluister in jou ore hoop as daar onvrede is. Hy maak jou ook 'n draer van vrede na buite toe, nie uit eie krag uit nie. So, die prins van vrede, kan jy volgens sê, is in jou lewe. Maar hy wil regeer in jou lewe. En hy regeer deur die Heilige Gees. So daarom moet jy die Gees toelaat in jou lewe, om te regeer. Kom ek vra jou vandag, waar het jy ware vrede nodig? Want as Christen, kan jy onvrede hê in jou lewe. So waar het jy dit nodig? Is dit in jou verhouding met God? Is dit in jou gedagtes, goed wat vrede kom steel? Is dit in jou huisgesin? Is dit in jou hart? Want sien, vrede is soos die Kersgeskenk wat daar onder die Kersboom is. Ons kan dit daar los. Maar eintlik moet die geskenk oopgemaak word voordat dit benut kan word. En dis asof Jesus net vandag sê, luister, laat my toe om te regeer. Want ek is die prins van vrede, ek is die regeerder van vrede. So ek wil in jou lewe inkom, en ek wil met vrede wil ek inkom, en ek wil in vrede regeer, en ek wil vir jou vrede gee. Maar dan sê hy terselfdertyd, gee vir my jou laste. Gee vir my daardie goed wat jou vrede steel. Want ek wil dit hanteer. Dan kan jy nou volgende hier sit en sê, maar Here, wat gaan u nou aan hierdie goeders kan doen? Hierdie goed wat my vrede steel. Is hy nie die God wat hemel en aarde gemaak het nie? Lees jy nie die verhale wat in die Bybel is oor hoe Jesus duiwels uitgedryf het, hoe hy mense genees het, hoe hy oor grense beweeg het, hoe hy mense opgelig het nie? Moenie dat wêreldse ongeloof jou verhoed om te sê, hier, ek sit dit voor u voete neer nie, want hy wil. Want die Here sê eintlik vir ons, daar is meer. Hoor dit vir ons, daar's meer. Daar's meer as net om te oorleef, want baie van ons oorleef net, want ons leef met onvrede in die masker. Daar's meer wat vir jou wag. Vrede is meer as kopkennis. Of om dit net uit te werk. Of te sê, nee, ons moet maar net hier deurdruk. Ons moet maar net hier deur gaan. Ons moet net deur hierdie fase gaan. Nee. Hy's die regeerder van vrede. Jesus het nooit gesê, as ek in die Bybel kyk, hoorie, druk net deur nie. Hou maar net nog so 'n bietjie aan nie. Hy het gekom en gesê, ek gee vir jou vrede. My vrede laat ek vir julle na. En, wat vra hy? Of hy sê, nie môre nie, ek sal nie môre my vrede vir jou gee nie. Ek gaan nie eendag my vrede vir jou gee nie. Ek gee nou vir jou, my vrede laat ek nou vir jou na. En as ek dit vir jou nalaat, dan gee ek dit vir jou. Wees net oop, maak dit oop, ontvang dit. En dis wat die Heilige Gees wil doen, om vir jou vrede te gee. Al sit jy vandag hier met 'n masker, sê vir jou, bring dit net na my toe. Ek wil vir jou vrede gee, ek wil vandag vir jou vrede gee. En weet jy wat, daar hoef nie iets groots te gebeur. Hy sê, net daar waar jy sit, kan ek vir jou vrede gee. Ek kom gee dit in jou binneste. Kom ervaar dat ek as die prins van vrede in en deur jou wil regeer. Ek wil hê dat jy vir 'n paar oomblikke met die Here praat en jou hart vir hom oopmaak.
Praat met hom as jy onvrede het vanoggend. Hy is hier. Hy's in die kerkgebou. Hy is hier teenwoordig. Die Heilige Gees woon in ons. Praat met hom. Moet dit asseblief nie in die wêreldse plekke gaan soek nie. Praat met hom. Sê vir hom wat jou pla. En hy sê, sal ek jou vrede gee. Kom ons word stil. Here Jesus, U is wonderbare raadsman. U is magtige God en ewige Vader en U is vredevors, die prins van vrede. Vanoggend hoor U verskeie hulpkrete, noodkrete wat opgaan om vrede. Here, ek kom bid dat U die belofte wat U vir ons gegee het, vrede laat ek vir jou na. Dat U daardie vrede in elkeen wat gebid het, wat hulle harte kom oopmaak het, dat U vir hulle daardie vrede sal gee. Dat U sal heers in hulle lewe met vrede. Dat U hulle sal sterk maak. Dat U hulle gedagtes sal beskerm en hulle harte sal beskerm. Here, U is die enigste een wat vir ons ware vrede kan gee, ten spyte van omstandighede. Daarom kom ons na U toe. Gee ons U vrede, Here. Dankie vir die vrede wat U ook gee nou. Nie môre nie, nie later vandag nie, maar nou. Heilige Gees, kom vul ons. Maak dit kalm en rustig in ons, met die wete, dat as ons saam met U wandel, sal die vrug daarvan wees, vrede. Ons loof en prys U, Here, omdat U omsien na ons, omdat U kyk en heers in ons. In Jesus naam bid ons dit.